Die nuwe lewe wat Jesus vir ons gee, kom nie alles op een slag nie, maar ontvou eerder met elke volgende klein ja wat ons vir Jesus sê. So ons lees in Romeine 6 vers 4, deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, ook ons so 'n nuwe lewe kan lei. Baie van ons verlang na groot veranderinge. Ons wil hê dinge moet skielik anders wees, minder vrees, minder van my kort nie meer, minder verdeeldheid in die huis, minder van die ou gewoontes wat bly terugkom. En wanneer daardie veranderinge nie vinnig genoeg kom nie, dink ons dalk niks gebeur nie. Maar die Here werk dikwels anders as wat ons verwag. Sy nuwe lewe land nie net in groot oomblikke nie, dit begin baie keer in klein tree. Paulus sê vir ons, saam met Christus, is ons begrawe sodat ons 'n nuwe lewe kan lei. Met ander woorde, die opstanding is nie net iets wat ons glo nie, dit is iets waarin ons begin leef. Die nuwe lewe van Christus kry vorm in ons gewone dae. Dit raak hoe ek praat wanneer ek moeg word, dit raak hoe ek reageer wanneer ek bedreig voel, hoe ek vergewe, hoe ek rus, hoe ek bid, hoe ek my aandag gee, hoe ek my liggaam, my tyd en my verhoudings bestuur, hanteer. Die opstandingslewe is dus nie net 'n emosie nie. Dit is 'n nuwe manier van leef wat stadig in ons gewoontes insak. Stadig frustreer ons tydgenote dalk meer as enige ander groep mense in die geskiedenis. Want ons lewens is vinnig. Maar God se stadige nuutmakingswerk is eintlik goeie nuus. God se renoveringswerk vat tyd. Jy moet net oop wees vir die volgende klein stap van gehoorsaamheid, die volgende geleentheid vir 'n sagte woord, die volgende geleentheid vir 'n eerlike gebed, die volgende keuse vir wat reg en goed is. Die volgende oomblik waar jy nie terugval in die ou mens nie, maar vorentoe 'n tree saam met Jesus gee. So moenie die klein tree onderskat nie. Die Here bou dikwels 'n nuwe lewe op presies daardie plekke waar ons dink dis te klein om saak te maak. So vra jouself vinnig, hoe lyk een klein opstandingstree vir my vandag? Miskien is dit om iemand te bel. Miskien is dit om op te hou uitstel, verbid. Miskien is dit om sagter met jou mense en met jouself te praat. Miskien is dit 5 minute van stilte voor God. So kom ons bid saam. Here, dankie dat U nuwe lewe werklik is en maak my oë oop vir klein geleenthede om tree te gee in U opstandingslewe. Amen.